Goeiemôre. Jy luister na die 33ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is tussenin plekke. Dink terug oor jou lewe heen. As jy jou emosies en ervarings oor die jare heen grafies sou voorstel, hoe sou daardie voorstelling lyk op 'n grafiese lyn? Sou dit egalig wees, reëlmatig, golwend of met tye dramaties wisselvallig? Gestel 'n mens sou jou eie geboorte kon onthou. Die een oomblik dryf jy heerlik rond in die veilige ruimte van 'n baarmoeder. Word gevoed en versorg sonder om 'n vinger te verroer. In die volgende oomblik bars jy in die wêreld in met die eerste keer wat hande en vingers om jou lyfie vou, ligte skerp vir jou oogies om te aanskou. Die klanke wat oorweldigend in jou ore inbars. En dalk nog 'n raps op die bout om seker te maak dat jy asemhaal. Jou eerste reaksie was om te huil. Kan jy dink? En tog kon jy nie vir altyd gebly het waar jy wou wees nie. Jy moes daardie ongemaklike geboorteproses deurgaan, die toekoms in. Dit is die herhalende patroon van ons reise om die son. So loop ons pad. Van mamma se veilige arms en jou ouerhuis se veiligheid na die dagmoeder. Later van die dagmoeder na die kleuterskool. Die kleuterskool na die grootskool. Van die grootskool na naskool. Studeer of werk, werksveranderinge, verhuising, bevordering, emigrasie, aftrede oor toe, ensovoorts. Die hele lewe lank wag verandering op ons. Daar is 'n mooi beskrywing hiervoor, naamlik liminaliteit. Liminale oomblikke, liminale tye, liminale ruimtes. Limen is die Latynse woord vir drumpel, verwysend na die drumpeltye van die lewe, oorgangstye, om oor die drumpel te stap na dit wat nuut is. Maar liminale tye en plekke is dubbelsinnig. Jy is nog hier, nog daar. Jy het die plek van veiligheid verlaat, maar jy het nog nie die ander kant bereik nie. Daar is 'n oriëntasieverlies. Dit is die tussenin plekke in ons lewens. Daar is liminale lewensfases, waaroor ons pas gepraat het. Maar daar is ook liminale ruimtes in die wêreld. Dink saam met my. Leë gange, verlate geboue, lughawens, grensposte, koshuise, dink aan hospitale. Maar daar is ook kerke en kathedrale. Liminale ruimtes maak jou bewus dat jy op reis is. Soms is dit 'n plek wat angs meebring, en soms is dit vertroostend. Daar is ook liminale oomblikke of liminale lewenstye van korter of langer duur. Dit is 'n emosioneel geestelike spasie waarin jy is. Jy is nog hier, jy is nog daar. 'n Mooi beeld vir liminale oomblikke in die lewe was toe ons klein was en jy leer swem het. Jy hou so vas aan die een kant van die swembad en jy laat los en nou kyk jy na die ander kant toe. Vrees pak jou beet. Jy weet nie of jy dit gaan maak nie. Is jy sterk genoeg? Gaan jou asem hou? Is dit nie dalk te diep nie? Wat as jy dit nie maak nie? En nou moet jy besluit, gaan jy omdraai en terugkeer na die bekende kant? Dis veilig, maar jy weet, jy sal nie daardeur groei nie. Jy sal teleurgesteld wees, want jy wil vasbyt en aanhou om na die ander kant toe te swem. Dit is liminale lewensoomblikke of liminale tye. Dink 'n bietjie in die Bybel. Dit is Israel tussen Egipte en die beloofde land. Onthou jy wat wou hulle doen toe dinge moeilik raak? Hulle wou terugkeer na Egipte. En skielik romantiseer hulle die verlede. Toe die angs en onsekerheid hulle beetpak,
Onthou hulle nie die slawe kleed en die vernieling van hulle lewens, die vernedering en die mishandeling nie. Hulle onthou skielik net die vleispotte. Gister was beter gewees. Dink aan die disippels tussen daardie Vrydag toe Jesus gekruisig is en Sondag se opstanding. Daar is 'n verhaal uit die Romeinse tyd van die bevelvoerder wat die opdrag gekry het om met sy troepe na 'n nuwe veldslag te gaan. Die kaarte uit daardie era was mos maar primitief en beperk. Op 'n stadium het hy 'n boodskap aan sy opperbevelvoerder gestuur met die woorde: Ons het van die kaart af marcheer. Dis so 'n mooi beeld. Soms voel dit in die lewe of jy van die kaart af marcheer het. Ou denkstrukture wankel. Die ou antwoorde raak op en dit werk net nie meer nie. Verhoudings is nie meer dieselfde nie. Jy mag verlaat wees. Eensaamheid mag jou beetpak. In daardie oomblikke mag dit voel of die lewe nooit weer gaan sin maak nie. Jy het van die kaart af marcheer. Dalk voel dit of God jou daar vergeet het. Die geestelike skrywer Richard Rohr skryf dat geen werklike groei en transformasie vind buite liminale ruimtes en tye plaas nie. En diegene wat God vertrou, sal die kant wat jy gelos het, nie beskou as die vastheid waantoe jy moet terugkeer nie, maar sal aanhou vorentoe kyk. Want jy sal vertrou dat God met jou sal wees en 'n nuwe uitkoms sal bring. Maar diegene wie se geloof hulle begewe, wat twyfel en toelaat dat angs hulle oorval, sal wil omdraai en terugkeer na die bekende kant van die swembad. Nie dat dit altyd eers meer 'n opsie is nie. Die vraag is dus, vertrou ons in hierdie tussenin tye, in die liminale ruimtes en tye in ons lewe? Leef daar by ons die onbelusbare hoop dat God by ons sal wees tot die einde van ons reis? Nee, selfs daarna. Liminale tye kan heilige tye wees. Liminale plekke kan heilige plekke wees. As ons oopstel vir God se teenwoordigheid, dan word dit brandende boservarings. Maar weet jy, gistermiddag toe ek gaan draf het, en ek weet nie hoekom nie, maar baie keer as ek gaan draf, is dit asof my gedagtes oopgaan. Miskien is dit juis 'n liminale spasie. Maar toe besef ek dat dit nie alleen met ons gebeur nie, maar ons skep doelbewus liminale ruimtes en ervarings. Dink saam met my. Ons kies byvoorbeeld om kerk toe te gaan, om in daardie liminale spasie in te gaan, waar ons dikwels ervarings het van die kerkmusiek, die teenwoordigheid van medegelowiges, die ervaring van die oop ruimte van 'n kerkgebou of 'n kathedraal. En dit word 'n plek waar ons onsself doelbewus oopstel, dat God ons na nuwe plekke toe stuur. Dis die versigtiging na transformasie. Kerkgeboue en eredienste ontsluit ons totale sintuiglike ervarings, geestelik en fisies, vir liminale ervarings. Partykeer kies ons die oop pad deur die Karoo, liminale ruimtes. Ons hou stilte tyd. Ons lees ons Bybel. Ons bid. Liminaliteit. Ons skep dit, ons kies dit, want ons het dit nodig vir ons reise om die son. Waarom luister jy na hierdie oggendoordenkings? Is dit nie ook maar in 'n sekere sin die oopstel van jou hart en siel en gedagtes vir liminaliteit nie? Dalk hoor jy hierdie boodskap waar jy nog angstig vasklou aan hierdie kant van die swembad en jy weet nie of jy moet laat gaan nie. Mag jy die Here vertrou
op hierdie nuwe reis van jou lewe, hierdie nuwe transformasieplek. Miskien vind hierdie gedagte, hierdie oordenking jou vanmôre in die middel van daardie liminale ruimte. Jy's nog hier, nog daar. Mag jy vertrou dat die Here by jou sal wees. Dalk vanmôre vind hierdie oggendoordenking jou op die plek waar jy net jou oë sluit en sê, dankie Here, ek is op 'n nuwe plek in my lewe. Toe ek daar was, het ek gedink, dis die einde van my. Maar nou weet ek, dis nog net die begin. Liminale ruimtes, liminale tye, bring ons dikwels nader aan die wete. God is hier teenwoordig. En dit verander ons onsekerheid, ontsteltenis en dalk ons wanhoop in ervarings van nuwe geloofsoortuigings, van hoop en 'n verwagting. Ons gebed vanmôre is 'n vonklied, 284. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, soms kom daar tye van vertwyfeling en vrae, tye van worstel en geloof. Dan sal ek optrek na U woonplek, my God, en al my vrae na U bring. Ek dors na U, ek smag na U. U gee my altyd meer as wat ek dink of wat ek hoop of wat ek kan begeer. Ek weet U is altyd daar, al twyfel ek ook soms. Bly U my rots, my vesting, Heer. Ek hou steeds vas aan al U liefde vir my. Daarom kom kniel ek in geloof. Selfs in die nag sal daar 'n loflied vir U klink, sal ek my hulde juigend bring. Ek dors na U, ek smag na U. U gee my altyd meer as wat ek dink of wat ek hoop of wat ek kan begeer. Ek weet U is altyd daar, al twyfel ek ook soms. Bly U my rots, my vesting, Heer. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.